Bo in die berge van Kamieskroon se wêreld, waar die strome bergwater koud oor die rotsriwe kabbel, het ek en my seun op ons fotografie omswerwing een laatmiddag met 'n grondpaadjie afgedraai om slaapplek vir die nag langs die rivier te soek. Dis hier waar ons oupa Johannes Brand raak geloop het. Oupa Johannes is 'n nomadiese nama wat 'n stuk grond daar bo tussen die rande van sy pa geërf het. En na mate die seisoene verander, trek oupa Johannes met sy troppie bokke en skape om nuwe weivelde te soek. Hy bly nog in een van die tradisionele ronde riethuisies wat hy soos 'n tent opslaan. Sy karige besittings word met die donkiekar en 4 donkies vervoer. Ouma bly in die sendingdorpie nie ver daarvandaan nie. Maar hy bly hier in die veld. Want saans as die manne kierie slaan of die vrouens lawaai van die soetwyn, dan raak dit in my siel te nou daar in die huisie. Praat hy met die bekertjie Engelse tee in die hand. Dis die dat hy eerder saam met ou Willem, die doofstom veewagter, in die vletjies riethuisie bly. Want seer sien, hier loop jou siel se gedagtes voetpaaie verby die helder sterrehemel, terwyl die kruie geur van die veld jou beddegoed vol lê. Laat die middag, toe die son die paar eilvlieswolkies bo kan die rande rooi verkleur, maak oupa Johannes vuur by die skerm langs sy riethuisie, nadat die bokke en skape versorg is. Hy en ou Willem sit met die aandse stilte om hulle in vingertaal en praat oor die dag se gebeur. 'n Skaaplam bler benoud toe hy sy mates in die trop soek, en ou Willem se oë trek skreefies as die rookie lastig sy kant toe trek. Later die aand het ek en my seun oorgestap na hulle toe. Oupa Johannes het weer tee in die swart keteltjie gemaak en bokmelk bygegooi. Die teelepeltjie het eentonig in die blikbeker gesing, terwyl oupa bly roer het aan die suikertjie. Eenkant het ou Willem na die vuur gesit en staar, vasgevang in sy eie stil wêreld. Nou en dan het die ou sy kop gelig, sy oë in die donker te laat wy, so asof hy die gebler van 'n skaap of 'n bok kon hoor. Dan het hy weer 'n houtjie op die vuur gegooi, en die wat eenkant half gebrand gelê het, weer nader gekrap. Die skerp geur van die veld se roosmaryn en die stilte van die nag daar om die vuurtjie met oupa Johannes was vir my soos 'n stukkie hemel wat maar net kon aanhou en aanhou. As dit kon, sou ek die maan wat intussen ongemerk agter die kliprande uitgekom het, met 'n riem wou vasbind om ons kuiertjie nog 'n stukkie uit te rek. Ek was so bly dat my seun saam met ons daar om die vuur kon sit en na die verhale en sê goed van die veldmense kon luister, soos ek as kind saam met pa na die klettertaal van ons vuurtjies gesit en luister het. Oupa Johannes, dis seker die stilte van die nag en die sterre wat hier vlak bokant jou kop hang, die berge en die vars lug en die rustige lewe saam met die skape wat 'n mens hier mooi sal laat oud word. Die man het 'n slag aan 'n stuk tokkie in die vuur geskuif toe hy sê, Dis waar, seer. Die dinge is seker goed vir 'n man se lyf, want dit hou jou kop skoon. Die pad van die lewe is nie 'n maklike pad nie, seer. Jy kan gou koers verloor, maar hier tussen die rande met die stilte, hier loop 'n man se pad verby die sterre.
ver verby die sterre seer, tot waar jy by die Here se vuur loop sit. Die Here se vuur? Ek het aan Hans Du Plessis se Griekwa psalms gedink en aan sy verwerking van Psalm 130 wat met die pragtige beeld eindig. Want hy se vuurtjie kook die siel se kos. Die nag het ek en my seun in die kombi gelê langs die bergstroom so end van oupa Johannes se riethuisie af. En my gedagtes het koers gekry verby die sterrehemel. As die skape en bokke versorg is dit nie dan wanneer die Here wil hê ek moet langs sy vuurtjie kom sit met die stilte van die rante en die veldgeur van roosmaryn, sodat my siel kan kos kry nie. Is dit nie die pad van die liefde waarvan 1 Korintiërs 13 praat nie? Die pad verby die sterre, tot by die vuurtjie van die Here. Confucius het glo op 'n dag gesê, net 3 dinge is nodig vir geluk. Iets om te doen, iets om op te hoop en iemand om lief te hê. Die boodskap vertolk 1 Korintiërs 13 vers 13 soos volg. Tot daardie tyd kom, het ons 3 belangrike dinge wat ons op koers moet hou. Daar is die verhouding met God, die sekerheid dat hy sy belofte sal hou en die liefde. En van hulle staan die liefde bo aan die lys. Tot die tyd van volkomendheid, volmaaktheid, tot ons ten volle ken, tot die Here ons verganklikheid en onverganklikheid verander het, tot ons nie meer in 'n dowwe spieël na raaiselagtige beelde kyk nie, maar alles sal sien soos dit werklik is. Tot daardie tyd, sê Paulus, het ons hierdie 3 belangrike dinge wat ons op koers moet hou. Dit is so maklik om in vandag se lewe die pad byster te raak, om koers te verloor. Daarom gee die profeet Jeremia ook goeie raad aan ons as lewensreisigers wanneer hy skryf: rig vir jou padwysers op, bring vir jou rigtingborde aan, hou jou oog op die grondpad, op die pad wat jy moet loop. Daarom dat oupa Johannes sê, sy en ou Willem se pad loop verby die sterre tot by die vuurtjie van die Here, want hy het al geleer dat dit die mooi pad van ware geluk is. Jesus het ook van hierdie pad gepraat. In Johannes 14 vers 6 staan, Jesus sê, toe laat ek het so stel, ek is die pad en my Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. Jesus sê, as ek in 'n verhouding met hom leef, saam met hom die lewenspad loop, dan het ek die ware lewe. Dan sit ek saam met die Here om sy vuurtjie in my beker loop oor, want hy se vuurtjie kook die siel se kos. Oupa Johannes sê die pad van die lewe is nie altyd maklik nie. Jy kan gou koers verloor. As ek egter elke dag leer om saam met die Here die pad te loop, word dit makliker om in die lewe met al sy probleme koers te hou. Ons dogter Marliese het op 'n vroeë ouderdom klavierlesse begin neem. Smiddag na skool het sy voor die klavier in die sitkamer gaan sit met die stuk bladmusiek.
terwyl die vingertjies dom op die note druk. Vir haar was dit seker nie 'n pyniging nie, want so saam met die getokkel het sy die meeste van die tyd ook gesing. Dit kon egter nogal 'n marteling vir haar huisgenote wees. Baie dae het dit meer as geloof, hoop en liefde geverg om geduldig na die getokkel te luister. Geloof dat 'n wonderwerk tog eendag sal gebeur, hoop dat dit tog nie te ver in die toekoms moet wees nie, en liefde wat jou tot dan toe daarvan moet bewaar om waansinnig te raak. Kiewit sê elke dag, oefen, Pa Subat, net nie as ek by die huis is nie. Hansie slim wat bergwou klim is keer op keer met 'n gedonder weer berg af. Chopsticks het dit darm so nou en dan met 'n heeswysie oorleef. En om alles te kroon, het die een wit klawer aan die sopraankant van die klavier 'n papwiel gehad. En aan die donderweerkant het 'n swart klawer 'n laryngiete stem gehad, soos my kinderdae se Vendisie klaviere. Dit het die kattekonsert nog erger laat klink. As Beethoven ooit 'n musiekstuk geskryf het oor die profetiese Armageddon, was ons klavier die regte klavier daarvoor en my kind die perfekte musikant. Ek het baie dae gedink, die Bybelse Armageddon kan seker nie so erg soos hierdie marteling wees nie. Soms wou ons kind met alle geweld die musiekwêreld vaarwel roep. Papakie, die goed is te moeilik. Ek kan dit regtig nie speel nie. Kan ek nie maar eerder blokfluit speel nie? Dan het ek of Kiewit langs haar gaan sit en haar 'n drukkie gegee. Jy speel pragtig, my kind. Hou net aan met oefen, moenie nou wil omdraai nie. Na mate die maande verby gegaan en die amandelboom by die agterdeur weer in wit bruidsgewaad vir die lentebruidegom reggemaak het die klanke uit ons klavier al skoner en mooier begin klink. En wanneer jy op 'n dag ongesiens die sitkamer ingekom en stil op die rusbank voor die venster gaan sit en luister het die van koers afwysie 'n helder melodie geword. Jy kan jou oë stadig toemaak totdat die musiek jou versigtig optel en wegdra oor Kamieskroon se rande en blomvelde, met die pad verby die sterre tot by die vuurtjie van die Here. En jy het in die stilte van jou binneste gewens dat dit nooit moet ophou nie. Vandag is dit soos 'n fontein koel water in 'n dorre woestyn, wanneer ons dogter voor die klavier inskuif en haar vingers oor die klawers laat gly. Ek onthou daardie eerste skoolkonsert waar sy voor die hele gehoor moes speel, toe sy met haar maar springkaanbeentjies agter die verhooggordyn uitstap en voor die groot vleuelklavier inskuif, het Kiewit my hand styf vasgevat. Toe die eerste note die stilte verbreek, het ons trots geluister hoe sy haar musiekstukkie voor almal speel. Al het die vingertjies hier en daar verkeerd gedruk, het almal hande geklap en toe sy ewe hoflik, soos dit 'n klein dame betaam, 'n buiging van waardering gemaak het. Kiewit het weer trane van blydskap afgevee soos die dag toe ek haar die ja-woord gevra het. Die getokkel van Armageddon het in geloof uitgereik na die sterre. Sikkel se kronkelpaadjie het uiteindelik 'n pad geword wat verby die sterre loop. Is dit nie maar wat ook met ons geloofslewe gebeur nie? Baie dae
wil ons uit pure moedeloosheid omdraai, want die musiekstuk van ons lewe klink vals. Ons Christelike lewenswandel klink soms vir ons soos verkeerde note op 'n vals klavier. Vir ander op die lewenspad kan dit soms ook 'n martelende ervaring wees. Die duiwel hou my oë weg van die rigtingborde en padwysers van die pad wat verby die sterre loop. Hy wys my al die struikelblokke in die lewe wat my moedeloos maak. Hy herinner my aan al die vals note wat ek speel en sê smalend dat dit net 'n geraas in die ore van die hemelkore is. Die woord leer my egter dat wanneer ek op sy pad koers hou, die ware weg volg, my hemelse Vader nie die valsnote hoor nie, maar in Christus wat my plek vol staan, hoor hy die mooiste melodie. As ons maar net weet, van al die tye wat die Here ongesiens langs ons kom staan en ons 'n drukkie gee. As ons mooi luister, sal ons sy stem hoor. Jy speel pragtig, my kind. Hou net aan oefen, moenie nou wil omdraai nie. Ek en my seun het tussen Kammieskroon se rande tot laat aand langs oupa Johannes se vuur gesit en luister na verhale uit sy kinderdae, na die swaar kry van die lewe, maar altyd met 'n dankbaarheid vir die voorsienigheid van die Here. Hy het ons vertel hoe hy as kind skape opgepas het. In die winter, as die rypsoggens wit op die aarde lê en die vee moet veld toe, loop jy met die klein duiweltjie. Toe verduidelik oupa Johannes vir my, seun, dat die klein duiweltjie 'n blik met 'n klomp gaatjies in is. Die blik het 'n draadhingsel, nes die ou konkas van toentertyd. In die klein duiweltjie word daar vuur gemaak. As jy kraal toe hol of agter die vee aanloop, swaai jy hierdie blik in die ronde dat die kole rooi begin gloei. So bly die klein duiweltjie aan die brand. En as jy voel jou voete raak dood van die koue, loop staan jy eers 'n slag stil en maak jou voete warm teen die klein duiweltjie. Terwyl oupa Johannes bedui het ou Willem stil gesit en luister. Nou en dan het hy sy kop gelig, in die rigting van die veekraal gekyk en dan weer 'n houtjie op die vuur gegooi. Toe bedui hy iets vir oupa Johannes met die vingers en wys my kant toe. Seer, ou Willem wil weet wat julle hier tussen die rande kom soek. Oupa, sê vir hom, ek is ook 'n skaapwagter soos hy. Ek pas die Here se skape op. Sê vir hom, ek wens ek kon hulle ook hier tussen die rande met die geur van roosmaryn oppas. Hier langs die helder bergstroom, waar die stilte bedag saam met jou loop. Terwyl oupa Johannes vir hom met die vingers beduie, het Willem met fyn heesgeluide gelag. Toe wys hy met die een vinger boontoe. Wat sê oupa Willem, oupa? Seer, hy sê as jy die skape van die Here oppas, loop jou pad verby die sterre tot by die vuur van die Here. Hy sê dan sit jy saam met die Here op die vuur. Laat die aand, toe die vuurtjie se kole dof begin gloei, het ek en Heinrich koers gekry kombi toe om te gaan inkruip. Die maan
het in 'n blink streep op die rivierwater gelê, met die melkweg wat sy boog soos 'n koepel oor die naghemel span. Die ontelbare sterre was so naby bokant ons, dat 'n mens saggies aan een wou vat. Onder die slaapsak in die kombi het my seun styf teen my rug gelê, terwyl ou Willem se vingertaal deur my gedagtes maal. As jy die skape van die Here oppas, loop jou pad verby die sterre tot by die vuur van die Here. Dan sit jy saam met die Here om die vuur. Seun? Ja, pa. Sien jy die sterrehemel daar buite? Ja, pa. My kind moet tog altyd daardie pad loop waarvan oupa Johannes praat. Sal jy, seun? Maar hy het nie geantwoord nie. Dit was net sy asemhaling wat al vlakker geklink het in die stilte wat ongesiens by ons kom inkruip het.